As jy jou wraps vat en jy wil jou wrap so kry dat hy op die ou end van die dag plak, soos hierdie. So, wanneer jou wrap klaar gevou het, dan maak jy so, jy rol hom oop, maak hom reguit, en dan sit jy hierdie everlaas gedeelte so. Wat jy dan doen, jy vou hierdie gedeelte om binne toe, maak so, en dan voel jy daai is die plak gedeelte, so jy wil gaan na hierdie kant toe, maar jy moet nie plak daar nie. Maak hom los, dan gaan jy sien, wanneer die sagte gedeelte bo die sagte gedeelte loop, vat jy hom net so deur, tot hy op 'n rol is. So in die hand is daar 'n paar verskillende bene om in ag te neem wanneer dit by boks kom. Die eerste een is die metakarpale, pinkie, ring, middel, index, duim metakarpaal. Die duim metakarpaal lê bo op die, ons noem die trapezium, wat baie naby die skafoïd is, wat net langs aan die lunaat lê, en net diskant van die triquetrum. Dan is die gewrig, so al hierdie beentjies in die binnekant van die gewrig word deur 'n dik kapsel of deur 'n dik omhulsel byeengehoud met vog in die binnekant, en dan is ons gewrigsoppervlakte. Radius, loop so 'n bietjie verder is daai, en dan die ulna. En wanneer 'n ou dink aan hoe jy jou gewrig moet wrap, wil ons hê dat wanneer jy 'n vuis maak, is al hierdie bene mooi in lyn en belyn. Wanneer jy 'n hou slaan, is dit amper soos 'n springligament, waar ons meeste van die kragte deur hierdie gedeelte wil hê, en dit is waar die pols gebalanseerd is. As jy nie jou hand wrap nie en jy slaan in daai posisie, dan kan jy baie duidelik sien, gaan jy either 'n basis van die duim trapezium, skafoïd of radius ligamentbesering kry. So wanneer jy dan 'n hoek slaan, wil jy nog steeds die hoek slaan, maar jou vuis moet reguit deurkom, sodat die kragte nog steeds daardeur kan gaan. As jy nie jou hand in daardie gedeelte mooi wrap nie, wat dan gebeur as jy slaan jou hou so, dan kry jy wat ons noem 'n TFCC besering, wat die ligament is tussen die ulna en die triquetrum, of 'n basis van die 5de metakarpaal van die pinkie, metakarpaal fraktuur, of as jy dan heeltemal verkeerd slaan in daai posisie, dan kan jy ook 'n basis van die index metakarpaal fraktuur kry. Wanneer jy jou hand in fleksie slaan, soos daai posisie, gaan meeste van die kragte daardeur, dan breek jy die pinkie, basies die pinkie of die metakarpaal nek van die pinkie, kry jy dan 'n fraktuur. So wanneer ons dink aan wrapping van die hand spesifiek, moet ons op 'n manier hierdie 3 spesifieke areas as 'n eenheid kan laat saamwerk. So wanneer ons dan sê as 'n eenheid, hulle het ons in skool geleer, is jy elektrisiteit in serie koppel, en jy begin op 'n punt, en jy koppel alles aan mekaar, dan loop die elektrisiteit mooi deur. Parallel is wanneer jy dit in verskillende maniere gekoppel het, maar jy wil dit nie in parallel gekoppel hê nie, jy wil dit in serie gekoppel hê, so wanneer jy deurkom, dan slaan die hand in sinergie, en dan vermy ou al daardie spesifieke beserings. So vanuit 'n dokter se perspektief uit, ek in persoon is 'n handchirurg, en hoe ek daarna kyk, in terme van hoe om die wrapping te doen vanuit 'n meganiese oogpunt, mag verskil van ander, maar hierdie is nou net vanuit 'n dokter se oogpunt. As jy hierso kyk na die radius en na die ulna, en jy het beweeglike dele of bene, handbeentjies wat omhul is met 'n ligament, en dan het jy nog 'n standvastige area, die metakarpale. So wat ons wil hê, ons sal altyd werk na 'n punt van stabiliteit toe. In jou geestesoog, as jy 'n trampolien sien hierdie gedeelte is die deel wat op die grond staan, die trampolien gedeelte is die beweeglike spring gedeelte wat 'n mens op spring, die handbeentjies en dan die mens self, die bene. So as ons na 'n punt van stabiliteit te werk, moet ons heel eers die stabiele area verseker. Dit sal dan hierdie gedeelte, die radius en die ulna wees. So hierso gaan ons 3 keer om. Okay, die volgende stap dan is om die handbeentjies en die metakarpale vas te maak aan die stabiele area wat ons tans van gepraat het, of die radius en die ulna. Hierso gaan ons dan 3 keer om weer. Okay, dan gaan ons om die hand, right, kom ons na die duim toe. Duim is half die losstaande gedeelte, as ons die duim vasgemaak het,
daai ligament versterk het, dan kom ons weer om. Van daar af gaan ons dan die metakarpale vasmaak. Pinkie metakarpaal vas in die stabiele platform. Kom ons weer om. Gaan ons in daai gedeelte in. Kom ons weer om. Middelvinger index. Kom ons weer om. Laat ek maar net om die laaste gedeelte, die duim, weer in te bring. En dan werk ons mos nou na die stabiele platform toe. Right, so as ons nou kyk na die pols, dan onthou ons die radius en die ulna was daar. Daar is die handpientjies, metakarpale, en dan het ons die ligamente tussen die vingers mooi stabiel gemaak. Ons het die duimse ligamente stabiel gemaak. So wanneer jy dan slaan met 'n hou, word die krag mooi sinergeties deur die hand en deur die bene geslaan. Wanneer jy dan byvoorbeeld 'n snaakse hou slaan of jou hand is moeg, dan stabiliseer al hierdie ligamente die verskillende areas terug op die been, en dit is hoe jy dit doen.